As Woensdag diens soos vanoggend is nie 'n preek nie. Ons noem dit 'n meditatiewe diens, met ander woorde dis 'n stil diens. Dis lees, oordink, sing as ons sing, selfondersoek, skuldbelydenis. Dis die hele doel van lydenstyd om onsself voor te berei soos wat ons nader aan Goeie Vrydag kom en ons begin vandag dan op hierdie manier om dit ook in te kleur. Deur aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Soos dit was in die begin, so ook nou en tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Loof die Here met alles wat in jou is. Loof sy heilige naam. Loof die Here en vergeet nie een van sy weldade nie. Dit is hy wat al jou sonde vergewe en al jou siekte genees, wat jou red van die graf en jou met liefde en ontferming kroon. Wat sal ek iets sê oor Tesa en musiek? Ons het so 'n paar daarvan in ons liedboek. Tesa is 'n geloofsgemeenskap in Frankryk waar hoofsaaklik jong mense bymekaar kom vir 'n geestelike retreat. Dis jy kan nie glo hoe hulle in stilte, meditatief bymekaar kom en dan hulle hierdie dienste nou. Tesa se liedjies gaan hou aan. Die idee daarvan is dat jy hom moet kan sing totdat jy hom sing. Aan die woord tot jy hom voel, tot jy nie meer nodig het om na die woorde te kyk nie. So dis eenvoudige woorde wat herhaal, maar dis gebed. Dis nie 'n lied met 6 verse wat ons sing om klaar te sing nie. Dis deel van gebed. So dis baie interessant. Julle kan dit bietjie gaan
gaan Google. Die jong mense moet die ouer mense moet aansoek doen om soontoe te gaan. Die jonges is welkom. Jesus het na Galilea gekom, die evangelie verkondig en gesê: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Hy het ook gesê: Ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons kom kniel voor God om sy woord te hoor, ons sondes te bely en om te vra om ons in geloof te versterk, sodat ons 'n heiliger lewe mag lei. Magtige en ewige God, U haat niks wat U gemaak het nie. En vergewe almal wat in ootmoed voor U kniel. Skep in ons nuwe en toegewyde harte, sodat ons U vergifnis in Christus Jesus in volheid kan beleef. Heilige en genadige God, vergewe ons dat ons U nie liefhet met ons hele hart en siel en krag en verstand nie. Ons lees saam uit 2 Korintiërs 5 van vers 20 tot 6 vers 2. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle, om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê: Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ek soek U, God, my God, ek dors na U, soos land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, U wens in die dag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U altyd prys, my hande opreg om U naam te eer. Want U is lewe, 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 lewe. Ek soek U, o God,
my God, ek dors na U naam. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, my pryns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want die liefde is meer waar as die wereld, daarom sal ek U altyd prys. My hande oplig, om U naam te eer, want U is die enige en lewe, lewe, lewe. Ek sing U, my God, en dors na U naam. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te Hoor die goeie nuus. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. In Matteus 6 lees ons die volgende. Wees versigtig. Moenie julle praktiese godsdiens in die openbaar beoefen, sodat almal julle bewonder nie. Anders gaan julle beloning by julle hemelse Vader misloop. Wanneer jy iemand in nood help, moenie 'n groot okasie daarvan maak nie. Dis wat die skynheiliges in die sinagoges en op die strate doen om deur mense opgehemel te word. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar as jy mense in nood help, doen dit sonder groot vertoon. So sal jou hulpbetoon geheim bly, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Hoe jy moet bid. En nou wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees, wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis, en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Wanneer jy vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Hulle loop met lang gesigte rond, sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dis al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar wanneer jy vas, versorg jou hare, was jou gesig. Dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat alle geheime ken. En jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak, waar mot en roes dit wegvreet, en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Lydingstyd, hierdie 40 dae, is ook 'n tydperk van vas. Ons het dalk groot geword met die idee dat vas net beteken ek eet nie, of soos wat die moslems vas in sekere tye. Maar vas is 'n Ou Testamentiese beginsel wat die volgende reg kry. Wanneer ek iets opgee en ek gebruik die tyd waar ek daarmee sou besig wees om tyd saam met die Here te spandeer, dan kry vas 'n ander betekenis. So, wat is vas moontlikhede? Ek kan vas
van my daaglikse koerant. Ek kan vas van suiker. Elke keer as jy daai bitter koffie drink, dan onthou jy wat jy besig is om te doen. Ek kan vas van my sepie op die televisie, of van my middagvervolgverhaal. Ek kan vas van enige iets wat ek gewoond is om te doen, en dit dan nie doen nie, vir hierdie tydperk. So mens moet mooi daaroor dink, want dit moet iets wees wat jy opgee, wat jy bewus gaan wees, maar wat jy nie gaan mis nie. Ek kan nou sê, ek gaan vas van bier drink. Ek dink dit in my lewe, miskien 1 gedrink. Dit beteken niks. Dit help nie, ek probeer myself dan daar uitkry nie, los dit dan liewer. Vas van iets soos wit rys, pasta. Iets kleins wat jy kan opgee in die tyd, waarmee jy kan volhou, maar wat jou daaraan gaan herinner, as jy dit sien, hoekom doen ek dit nie? So dit hoef nie 'n hele dag sonder kos te wees nie. 1 ete sonder kos het niemand nog skade gedoen nie, maar dit hoef nie te wees nie. Vas gaan nie daaroor om myself te verhef nie, maar om myself beskikbaar te stel sodat die Here deur my kan werk. En sodat ek die stem van die Here kan hoor. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En in lydenstyd is dit die boodskap waarby ons wil stil staan. Here seën hulle wat vra vir vergifnis, en seën hulle wat hierdie teken ontvang. Mag hulle hierdie lydenstyd as voorbereiding op die vreugde van Paasfees vier. Vader, uit die stof van die aarde het U my geskep. Mag hierdie kruis van as vir my 'n teken wees van my broosheid en verganklikheid. 'n Herinnering dat ek alleen deur U genade die geskenk van die ewige lewe ontvang, deur Jesus Christus, my verlosser. Amen. Psalm 51 is ook 'n baie bekende skriflesing in lydenstyd. Ons gaan dit so saam lees. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Was my skoon van my skulde, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en U oordeel regverdig. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet leef. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Laat my weer blydskap en vreugde beleef. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid.
Kom ons gaan oor na die gebed toe. Heilige God en genadige Vader, ons bely teenoor U en teenoor mekaar dat ons gesondig het in gedagtes, woorde en dade deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het U nie lief gehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie. Ons het ons naaste nie lief gehad soos onsself nie. Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is nie. Heer, wees ons genadig. Ons was doof vir U roepstem om te dien soos wat Christus ons gedien het. Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad as wat daar in Christus was nie. Ons het U Heilige Gees bedroef. Heer, wees ons genadig. Here, ons bely ons ontrou van die verlede, verkeerde dinge wat ons gedoen het, ons blindheid vir nood van ander, ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding. Heer, wees ons genadig. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Amen. Ek wil kans gee dat ons eers bietjie dink oor wat dit is en of daar iets is waarvan ons wil vas in hierdie beleidingstyd. En dan gaan ek hier by die tafel staan. En as jy gereed is, dan wil ek graag vir jou, die gebruik is 'n askruis in die hand, of die vroeë kerk het ook 'n askruis op die voorkop gemaak, maar dit waarmee jy gemaklik is. Die as kom tradisioneel van die kruisies. Julle sal onthou verlede jaar Palmsondag het ons die kruisies uitgedeel. Dis nou amper weer tyd daarvoor. So ons kry hierdie kruisie as hy nog vars is en dan bær ons hom vir 'n jaar. En ons dink daaraan. En dan wanneer dit tyd is vir as Woensdag, is die gebruik dat hierdie kruisies dan tot as verbrand word en dat die as dan gebruik word vir die as. So dis waar dit vandaan kom. As van die Ou Testament af is 'n teken van rou. Gaan kyk Job, as ouens op die ashoop gaan sit het, as hulle as of grond, stof op hulle koppe gegooi het, was dit absoluut 'n teken van rou. Die idee van die as, ons weet vandag ook dat wanneer ons sterf, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons doen verassings vandag, dis maar net 'n vinniger manier van stof maak. So die as gaan oor ons sterflikheid, die erkenning
van ons eie sterflikheid. As jy dan hier verby beweeg het, kan jy ook daar voor die prent vir jouself van die nagmaaltekens vat. Here, in hierdie lydenstyd wat ons vandag ingaan, bid ons dat ons nie hierdie pad vooruit sal hardloop nie, maar dit saam met U sal stap, sal bewandel, U teenwoordigheid bewus sal wees en dat ons ietsie van hierdie lydenspad in ons harte sal voel, om ook die diepte van die lyding te beleef en te besef, voor ons weer lewe, ewige lewe vier. Amen.